kyk jy altyd vir mense sê, shame. Okay, so ek wil nie vanoggend hier met shame nie, ek wil nie vanoggend met sê, nee, ek wil nie met jou kop draai nie, ek wil niks sê nie. Al wat ek wil hê vanoggend jy moet hoor die storie, want ek wil hier met partykeer verstaan, dat partykeer gebruik Here gewone oomblikke om jou op te stel vir buitengewone seisoene. En jy sien is gewone oomblikke wat lei tot buitengewone seisoene. En ons hier is tydelik en ek wil vanoggend die storie vertel terwyl ons die kerk begin het. En dit was omtrent 8 jaar terug. Ek dink Junie, Julie maand, is dit 8 maand, 24ste Julie, as ek nie mis het nie, is die kerk 8 jaar oud, ons is baie opgewonde daarvoor, almal wat saam geklap het, ons is 8 jaar, as daar net 3 ons klap, maak nie so saak nie, as jy dan los is jy, is reg, nie worry nie. So, ek wil vir sê is, dat die oomblik wanneer God jou geroep het vir iets, roep hy jou in 'n seisoen wat dit gewoonlik lyk vir ander mense, asof dit onnosel is. Ek wil vanoggend iets sê, is dat die disippels van Jesus was bekend gewees as gewone mense. Hulle was selfs genoem tussen al die ander mense as gewone mense, omdat hulle bestaan het Stefanus doodgegooi met klipping sê, maar Stefanus was 'n gewone ou soos ek en jy. En die disippels was gewone ouens soos ek en jy, teenoor ek dink van hulle was so klein bietjie robber as ek en jy. Maar gewone ouens, as hulle in die strate geloop het, was hulle gewone ouens soos ek en jy. Maar die een ding wat hulle anders gemaak het as al die mense, is dat hulle tyd saam met God gemaak het. En mense het hulle geken, dis gewone mense, maar mense wat lyk asof hulle tyd saam met God gespandeer het. Die Bybel sê dit so, hulle sê, is ordinary people that spend time with God. Gewone mense wat God geken het. En vanoggend wil ek jy sê, miskien sit jy in die stoel vanoggend en jy sê, Andries, ek is maar net 'n gewone ou. Dan wil ek jy sê, prys die Here. Die vraag is, word jy geken as iemand wat tyd saam met God maak? Of wie is 'n ander ding? Word jy geken as iemand wat God ken? Is jy iemand wat God ken, want ons almal is gewone mense. Maar as jy iemand wat bekend is of wat God ken? En vanoggend wil ek vir jou sê, dis my lekker elke keer as ek die storie vertel, want dit laat my altyd herinner aan waar God ons vandaan gekry het. Dit laat my altyd dink aan waar God ons vandaan gebring het tot waar ons vandag is. Einde van die maand begin ons 3de diens. Ons is so opgewonde vir dit. Amen. Op 'n stadium kan ek vir jou sê, was dit net ek en my vrou, daai stadium was 2 kinders gewees. Hulle is daarom almal gered. In die kerk. Die ander 2 moet ons nog daar deurtrek, is dit reg? Dis 2 seentjies, hulle is seentjies. Jy wonder nog tot op hulle sterfbed of hulle reg gered is. Ek maak 'n grap. Mamas weet, dis die waarheid. Hulle weet ek praat die waarheid. Okay, hier is die ding. Ek wil vanoggend vir julle sê is dat terwyl ons begin het met die kerk, was daar 'n seisoen gewees en die mense vra gewoonlik aan, so hoe het gebeur? Hoe het alles gebeur? Ek wil vir julle sê, dit was 'n gewone oomblik soos enige ander oomblik. Daar was niks spesiaal nie. As jy by die kerk ingestap en as jy 'n bietjie foto's wil kyk hoe die kerk begin het, was daar niks spesiaal nie. Absoluut niks nie. Maar ons een gedagte wat ons altyd vir God gevra het. Een ding wat ons God gebid het voor. En sê, Here, mag ons 'n plek wees waar gewone mense inkom, waar veranderd uitstap. Okay, hoor hierso. Here, waar gebroke mense instap, maar heel uitstap. Vader, mag dit 'n plek wees waar mense geken word as mense wat God ken, wat Jesus ken, wat Jesus verteenwoordig. So mag hierdie 'n kerk wees, mag dit 'n plek wees, 'n huis wees, soos geen ander nie. En mense sê vir ander, is dit nie arrogant nie? Nee, ek het iets vir God gevra. Mag ons bekend wees as, soos die disippels, gewone mense, maar wat God ken. En vanoggend wil ek vir jou sê, buitengewoon is elkeen van ons erfporsie. Om buitengewone lewe te lewe is jou erfporsie. Jesus maak 'n stelling in Johannes 10 sê hy sê, ek het gekom, sodat jy die lewe en dit in oorvloed kan hê. 'n Buitengewone lewe. Dit beteken die volgende, dit beteken as ek en jy die lewe sien soos dit nou is altyd iets beter na môre. Dit beteken as ek vandag dit so beleef, beteken môre is iets anderster. Dit beteken as ek nou in 'n put, môre kan ek uit die put uit wees. As ek vandag in 'n label om my nek hang wat gesê het, jy's 'n failure of jy gaan dit nooit maak, dit beteken dit môre kan ek in iets anders instap. Dit beteken die volgende dat God sê dat jy as gewone mens 'n buitengewone lewe kan lewe. Dit beteken as die mense wat daardeur instap, gewoon soos niks anders nie, dat hulle kan uitstap buitengewoon.
Die Engels sê dit supernatural. Dat hulle transformasie kan, met transformasie begin van binne af, buite toe. Hoeveel mense kan jy wat sê, jy het nodig om te verander, broer, want hoekom? Jy rook en jy drink en jy doen al die dinge nog, maar jy sit met trots wat die vinger wys. Transformasie gebeur van binnekant af buitekant toe. Is dit nie snaaks dat Jesus aangekla was en sekerlik ook doodgemaak is, omdat hy saam met die gewone ouens uitgehang het nie? Ouens is ek en jy. Dit beteken op 'n stadium het Jesus gestap en daar was 'n kort mannetjie, ek sien myself elke keer as daai ouetjie. En Jesus sien daai ouetjie in die boom en hy sê, Saggeus, wat doen jy daar? Klim vinnig af, want ek kom vandag na jou huis toe. 'n Gewone dag soos enige ander dag. Maar Jesus was besig. Hy stop vir 'n oomblik en sê, ek het 'n afspraak met jou. Van ons het in die diens ingestap en is vir jou net nog 'n diens. Van ons het ingestap en sê, hierdie is die diens wat jou hele lewe verander. Van ons het ingestap, waar God vandag gaan ingryp in jou huwelik, in jou finansies, in jou gesin, in jou kinders se lewens. Van ons het ingestap en sê, ek kan nie wag om vir daai koffie te wees nie. Maar vanoggend moet ons weet, gewone oomblikke is God se broeiplek vir buitengewone seisoene. Amen. So vanoggend wil ek jou sê, jy is nie net by nog 'n diens nie. Mag ons erken word as gewone wense wat God gesien het. So een van die stories wat ek wil vertel vanoggend, en ek gaan dit vir ons lees, maar ek gaan nie die hele ding lees nie. Is 'n baie bekende ou, dis een van ons ouens wat ons kyk na en sê, is sekerlik een van die grootste leiers wat ooit geleef het. Mag ek eendag soos Moses wees? Mag ek eendag soos hierdie ou wees, want hy is 'n ou wat 'n volk van 3 miljoen uitgerei het. Maar kom ons vertel sy storie waar hy begin het. Toe antwoord Moses en sê, hy verskyn voor God in 'n brandende bos. Nou weet wat ons sê, ons anders, ek wil ook 'n brandende bos oomblik hê. Ek wil ook, luister, as jy 'n bos begin met jou brand, gaan 2 dinge met jou gebeur. Dan gaan jy of toesluit, of jy gaan hardloop. Jy moet vandag weet. Jy dink jy wil 'n brandende bos. Ek sien mense wat sê, ek kan nie wag om my engele te sien nie. Luister, elke keer as hulle engele sien, het plat geval en was bang. Maar jy is bang vir die donker. Jy is bang vir iets anders. Ek wil vanaf sê, as 'n engel voor die staan, gaan jy dink jy gaan hom sien nie. Want jy hardloop klaar weg vir die donker. Jy hardloop weg vir ou met 'n geweer in sy hand. Hallo. Moenie waar, ek hardloop ook weg. Dis maak jy engele sien nie. Is dit reg? So. Ek hardloop ook weg. So mense van ons kom op 'n plek en hulle sê, ek wil graag 'n brandende bos oomblik hê. My vraag volgende is jy gereed vir 'n brandende bos oomblik? Is jy gereed vir 'n brandende bos oomblik? Hier is die ding, ek wil iemand dat die persoon langs jou kyk sê, ek is gereed. Want hier is die mooi ding, dit was net nog 'n dag. Dit was 'n gewone dag soos enige ander dag, dit was 'n dag soos vanoggend gewees. Jou oggend. 'n Oggend waar God opdaag en sê, ek het 'n afspraak met jou. Hoor hierso. Toe antwoord Moses, want so nou is Moses en God besig met hierdie argument. So 'n bos praat met hom en ek dink altyd die storie, terwyl ek is seker van, dat daar goeie stories en goeie flieks uitgekom oor hoe Moses daar saam, maar ek kyk altyd van buitekant af. So daar's 'n bos wat brand, en hier staan 'n ou en hy praat. En hy praat, en hy argumenteer, en hy sê, hoe gaan hulle weet? Hoe gaan hulle weet ek moet gaan? Want dis wat hy vra, en hier is die mooi ding, die woord sê, en Moses was eintlik nuuskierig om te sien wat met die bos gebeur. Hoekom brand hy nie uit nie? Want dit was 'n gewone bos. Ek wil vandag weer sê, die bos het uitgebrand daar. Jesus, hoor gou. Die bos wat brand, is 'n teken van God se genade. Dat selfs terwyl daar 'n vuur was, brand hy nie dood nie. Come on. So terwyl ek na die brandende bos kyk, Moses se poot na die bos toe gekyk en sê, wow, ek kan nie verstaan dat hierdie bos nie uitbrand. Hy was nie van 'n vreemde verskynsel om te sien dat 'n bos brand in die woestyn nie. Dit was hy was geskiedelik geweest van hierdie bos hou nie op het brand nie. So beteken hy het lank vir die bos gestaan, kyk. Lank. Baie lank. Baie lank. Want 'n brandende bos in die woestyn is niks nie. Maar hierdie bos het genade omgehad. Hierdie bos was gekleem met heerlikheid. Hierdie bos was gekleem met God homself, want God praat uit die bos uit. 'n Gewone bos is enige ander, maar hierdie keer was genade by. Hierdie keer was God by,
glorie was by. En Moses staan voor die bos. En dan kyk jy die prentjie en sê, Here, maar dit moes snaaks gelyk het. Ek dink as Jethro of Aaron daarby gestaan en sê, waarmee is daar ou besig? En ek dink altyd die volgende spreek, want toe op 'n stadium, toe sê vir Aaron, ek wil jy moet saam met my kom. Ek het God gehoor praat. Waar? Uit die bos uit. Ek het dit gesien, Moses, en ek wil nou sê, ek is deel van hierdie partytjie nie. Maar hoor hy is besig om te praat. Toe antwoord Moses, so, nou is Moses besig met hierdie gesprek met God. So hy probeer vir God te verduidelik in hierdie brandende bos, Here, ek wil vandag weer sê, ek dink ek is die regte kandidaat nie. Here, ek dink jy moet dalk iemand anders te gaan soek, want ek dink ek is net 'n gewone ou soos enige ander ou in Israel. Enigste ander ou in die woestyn. Here, ek dink jy moet dalk iemand anders te gaan soek, want dis waar meeste van ons is ook volgend. Here, ek wil eerder iemand anders te gaan soek. Ek soek 'n brandende bos oomblik, want dan sal ek beweeg. Ek soek 'n brandende bos oomblik, want dan sal ek gaan. Maar die oomblik as jy brandende bos uit gaan jy nog 'n verskoning uitdink, want eintlik het God lankal gepraat, dis gaan dan nie in die gemaakte disippels van alle nasies. Okay, hoor hierso. Hy sê, toe antwoord die Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie. Natuurlik, jy praat met 'n bos. Hallo. Okay, weer 'n keer. Okay. My nie glo nie na my stem, nie luister nie. Maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie. So as hulle vir jou sê, ek dink want Aaron staan hier en hy sê, ek wil kyk wat is die uiteinde van hierdie storie. En Moses besig te praat, en hy sê, daarom vra die Here vir hom, wat is in jou hand? Wat is in jou hand? En Moses sê, 'n staf. En die Here sê, hy sê, gooi dit op die grond. En hy gooi dit op die grond, en dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. So hier is die ding. Hy praat met 'n bos. Die bos sê vir hom, wat is in jou hand? Die bos sê wat, hy sê dis my staf. Die bos sê, okay, gooi hom neer. En die oomblik toe hom neergooi, toe verskyn hy, word verander in 'n slang. In daai moment hardloop hy weg. Maar hier is die ding, want ek probeer hierdie storie uit te figure. Hoor hierso. Toe sê hy, steek jou hand uit en gryp dit. So nou hardloop hy weg. So ek dink vir hom wat weggehardloop het, beteken die slang het agter hom aangekom. Natuurlik. Hallo? Jy moet die storie sien, want so hier hardloop hy weg en die volgende oomblik is die slang tot weet dit by hom. Moenie worry, ons gaan nou diep raak. Moenie worry, ek weet van julle voel, okay, maar hier ons gaan nou. Die slang is agter hom aan en God sê vir hom, gryp hom aan die stert. En die oomblik toe hom aan die stert gryp, toe verander hy terug in 'n staf. Toe verander hy die slang weer terug in 'n staf en hy sê, steek jou hand uit en gryp aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en gryp en die staf het in sy hand geword. Okay, sodat hulle kan glo die Here, die God van julle vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob en die God van jou vanoggend is saam met jou. So volgende, ek het spesiaal vir jou ingesit sodat jy jou eie naam daar kan insit, want as God praat van Abraham, Isak, Jakob, beteken is 'n generasie God. Dit beteken God gaan die generasie en sê, ek wil jou seuns wat ek vir Abraham geseën het. Ek wil met jou wees wat ek met Abraham was. Ek wil met jou wees wat ek met Dawid was. Hallo. God is 'n generasie God. Maar meeste van ons dink die generasie het gestop by Jakob. Meeste van ons het gedink die generasie het gestop by Paulus en meeste van ons dink dit by Stefanus en Petrus en al die mense gestop, maar ek wil ongeveer sê God is 'n generasie God en God sê ek gaan die aarde heen en weer en kyk wie se hart gefokus is op my. So die volgende wil ek jou sê is as jou hart gefokus op God, wil ek jou sê ek is jou God. As ek vandag met jou. Ek is saam met jou. Okay? So want soos wat ek met Abraham was, sekerlik sal ek so met jou wees. Soos wat ek met Moses was, sekerlik sal ek so met jou wees. Halleluja. Okay, so, ons moet vinnig verder gaan. Is nie snaaks wat God kan doen met min nie. So God vat hierdie staf, hy sê, wat is in jou hand? Moses sê, Here, dis 'n staf. God sê, gooi dit neer. Die volgende toe dit neergooi word dit 'n slang. Die Here sê, dis nie goed genoeg nie, gryp hom in die stert. Die volgende toe dit in die stert vat, dis sê God, okay, dan word dit weer 'n slang en Moses word 'n staf, word 'n staf. En die volgende oomblik wil ek vir jou sê is dat God sê ek kan baie doen met baie min wat jy het. God kan baie doen met die min wat jy het. Hallo. God kan baie doen met wat jy het. Die vraag volgende is, wat gebeur? Wat gebeur wanneer jou min dit wat jy vermenigvuldig? Wat gebeur in jou lewe as dit waarvoor jy gevra het meer word as wat jy kan handle?
So, wat gebeur in my en jou lewe die oomblik wanneer ek en jy by 'n plek kom en sê, Here, ek het gebid vir 'n huis en nou ewe skielik is die paaiemente daar. Wat doen jy wanneer jy gebid het vir die huwelik en nou ewe skielik is daar konflik? Wat gebeur die oomblik as jy gebid het vir al daai troppe kinders en nou is daar ekstra rekeninge? Wat gebeur as dit waarvoor jy gevra het na jou kant toe kom, maar nou raak dit te veel om te hanteer? Jy sien, want as God baie kan doen met min, en God vra vir jou, wat is in jou hand? En God begin, daar waar God is daar altyd vermenigvuldiging. So nou vra God die volgende, wat is in jou hand? Want ek het al soveel kere gesien, baie keer wanneer ek vir die Here vra vir iets, en die Here sê, my seun, hier is dit, dan kom ek baie keer agter, die volgende geveg is op pad. Hallo. Hy sê vir Josua die volgende, hy sê, elke plek waar jy voet neersit, sal vir jou 'n oorwinning gee. Dit beteken daar's 'n geveg, want sonder 'n geveg sal nooit oorwinning nie. Hallo. Ouens, ek wil hier met saam mee praat vanoggend. Dis die waarheid. Baie van ons gaan nie eers weet hoe oorwinning lyk nie, want jy weet nie eens in 'n geveg nie. Jy dink die geveg is jou vrou of jou man, of die ou by die werk, maar eintlik is dit jy wat in 'n geveg is. En vir alles moet vandag weet dat jou geveg is teen vlees en bloed nie, maar teen die vyand, teen die Satan. Hy is besig om jou te probeer uithaal en hy probeer eintlik jou aandag af te trek van dit wat regtig aangaan. So al wat hy doen, die woord sê in Efesiërs sê hy in die Bybel en sê en daar's 'n fiery dart, 'n vuurige pyl wat geskiet word na jou rigting toe. Nie om jou dood te maak nie, om jou te distract. Want die vuurpyl was nooit gemaak om jou dood te skiet nie, want dan maak ek dit, maar die oomblik wanneer ek die bos langs jou aan die brand steek, dan kom jy agter, my aandag is nie meer op die geveg nie. En baie van ons sien nie meer die geveg waarin jy is nie, want al wat jy sien is die vuur om jou. En dit maak jou eintlik dat jy dink dis jou vrou of jou man of jou kinders of jou ou by die werk of die Here is kwaad vir jou, maar eintlik kom jy agter jy's in 'n geveg en dis 'n geestelike geveg. Maar die Here sê vanoggend vir jou, hou jou oë of hy sê al wat jy moet doen in jou geveg, bly staan nie. Bly staande. Hy sê ek dink hy sê dit 4 keer sê, bly staande. In die geveg waar jy is man en vrou, hoor gou, bly staande. In die tyd waar jy deurgaan, bly staande. Moenie jou aandag aftrek of dat jou aandag afgetrek word met dit wat langs aangaan nie. O, maar Tansari het dit gesê. O, maar oom Koos het dit gesê. O, maar hulle doen dit so. O, maar hulle doen dit so. Ek wil volgens vir jou sê, God sê volgens vir jou, bly staande en bly gefokus op die geveg waarin jy is. Moenie laat hulle vir jou sê, o, maar ons is besig en ons is eintlik besig in die laaste tyd. Luister, ons is die laaste tyd van toe Jesus op aarde van die aarde af gegaan het. Dis jou reeds in die laaste tyd. Mense sê, o, dink jy die eindtyd is naby? Die eindtyd was naby toe Jesus opgegaan het. Hulle, elke liewe generasie dink, goh, Jesus kom terug. O, maar anders, maar daar's soveel valse profete. Ek wil vandag sê, dis vir Jesus op aarde wat sê hy, hey, die gees van die Antichrist is reeds hier. Dis nie Nelson nie. Dis nie Malema nie. Wat gaan jy sê? Hoor gemooi, want ons fokus is op die mens en nie op die geestelike aanval nie. Want al wat die vyand doen is hy besig om jou te distract. Want die vuurpyl was nooit gemaak om jou dood te maak, dit was om jou te distract. So nou steek hy alles om jou aan en jy dink, o ja nee, ek het gedink hy is die Antichrist. Kyk hoe lyk hy. Die gees. Jou geveg is nie in vlees en bloed nie, maar teen die vyand, die bose in die lig. En jy dink, o, ek is besig met die, nee, jy is nie. Jy is besig om jou vrou te sien, jy dink jy geveg is nie, nou, hoor, al die tyd is daar geveg geloods, wat jy en jou vrou net mekaar probeer trek. En jy dink, o ja, maar ek kan nie van Koos nie, maar kyk hoe lyk hy. Hey, begin te bid vir jou vrou. Begin te bid vir jou man. O, maar hulle doen dit so, maar jy doen dit anders, want jy's 'n kind van God. Jy doen anders, want jy's geesvervuld. Jy's anders, want jy het die wapen van God ontvang. Christ in me, the hope of glory. Jy het die krag van God ontvang. Jy het die Heilige Gees ontvang en God sê vir jou, moenie dat jou aandag afgetrek word nie, want in hierdie tyd gaan baie mense wegval. Hoekom gaan hulle wegval? Want hulle aandag is nie op die geveg nie. Hallo, ja. Ja, maar hulle gaan nie inspuiting kry. Man. So gaan Christene deur die lewe. Maar die een ding wat God gesê het, is bly gefokus op my. In hierdie tyd, hou jou oë op my.
weet vanoggend dat jy in 'n geveg is. Daar's 'n geveg wat geloods is teen jou. Anders maar ek het dit nooit gesien kom nie. Weet jy hoekom? Want die Bybel sê en op 'n dag het die Satan gevra om vir Job te verlei. Hy het dit nooit gesien kom nie, net soos jy. Daar's 'n geveg wat geloods is. Okay, so jy is in 'n geveg. My pastoor altyd vir my sê, jy is of in 'n geveg, of jy kom nou net uit een, of jy is op pad na een toe. Maar fout gaan jy fout, broer. Ek wil nou niemand slegte nuus sê, want ek weet ons is 'n goeie nuuskerk. Hallo. Die goeie nuus is jy het oorwin, want Jesus het reeds oorwin. Jy het oorwin, want Jesus het reeds oorwin. Hy sê, hou goeie moed. Johannes 16:33. Hou goeie moed. In die wêreld sal jy dinge beleef. But be of good cheer. I have overcome. Okay. Dit was nie deel nie, dit was gratis en verniet. Vir almal wat gekom het, julle het betaal vir dit, dis okay. So, die vraag is, wat doen ons as dit te veel voel? In dit wat God vir jou gee, wat doen ek en jy wanneer dit te veel voel? Wanneer dit voel asof dit te veel is my om te handle. Wanneer ons voel dat, Here, dis net, ek kan nie, want ek wil ook vir jou sê, baie keer, as ek na Moses se staf kyk, dan sê die Here vir Moses, ek wil hê jy moet nou hierdie 3 miljoen ouens gaan uithaal. Wat dit 'n bietjie meer was as dit, as jy nou almal gaan tel, seker meer as 3 miljoen. Moses, ek wil hê jy met die manne gaan uit Egipte uit, en ek dink, na hierdie hele debakel van die slang en die staf en alles wat gebeur het daar, so dink Moses het gesê, okay Here, ek sal dit doen net om die gesê het, en omdat jy die bos het gepraat het. Ek sal dit gaan doen. Waarmee moet ek dit gaan doen? Met jou staf. Wat doen ek en jy wanneer die tools wat God jou gee, te klein voel? Wat doen ek en jy wanneer dit wat God vir jou sê om te gaan doen, te klein voel vir jou om te gaan doen? Sê, Here, maar nou wil jy ek met 'n volk van 3 miljoen gaan uithaal uit 'n plek uit van waar jou vader sekerlik die sterkste weermag het. Hy het 4 waans, wat is nie meer, chariots wat rondry. Here, ek kan nie dit gaan doen nie, inteendeel is die wreedste ou op aarde op die staan, en waarmee moet ek gaan, Here? Jy gaan met 'n stok. En ek dink as daai oomblik wat Moses sê, ek kan nie hierdie raad vat van die bos nie, want ek dink dit gaan werk nie. Want hy vra vir my goeders wat onmoontlik is om te doen. En is dit nie snaaks dat God vir my dieselfde ding vra? Elke dag nie. Vir jou om iets onmoontlik te gaan doen met dit wat in jou hand is. Dat baie van ons voel op 'n plek en sê, Here, maar ek is geroep vir die nasies, en nou ewe skielik sit God jou in 'n life group waar jy heel onder moet begin en sê, ek gaan luister wat hulle vir my sê. Hier is die ander ding, nou roep God jou as the voice, en dit is altyd so lekker, veral wanneer ons baie geestig raak. Die Here roep jou, the voice, en nou moet jy gaan vir audisie. En nou sê die band vir jy moet vir 6 weke lank net sit, en jy mag nie jou mond oopmaak nie. Kom maar vat ons so. God roep jou om 'n finansiële adviseur te wees. Kom ons sê dit, 'n koning in die koninkryk. 'n Koning gee finansies. Hallo. So nou sê God vir jou, ek wil jy moet die koninkryk finansier. En jy sê vir die Here, Here, maar al wat ek het is 'n stok. Al wat ek het is net. En die Here sê vir jou, okay, wag. Ek weet wat baie van ons dink die oomblik wanneer ek meer het, gaan ek beter doen. Baie van ons dink die oomblik, want dis wat meeste van ons dink, so ons dink, as hulle my net kan hoor sing, as hulle my net kan hoor praat, as hulle my net hoor kan profeteer, as hulle my net kan hoor dit doen, dan sal almal sien dat ek eintlik die man is wat geroep is. Dan sal hulle almal sien dat ek die vrou is wat geroep is. Maar hier's die ding, so nou sê God vir jou, ek wil jy met die klein begin. So ek wil jy moet gaan jou 10de betaal. Here, maar ek sal dit doen wanneer ek bietjie meer het, want op die stadium, want jy sien, elke tool wat hy jou gee, voel vir jou insignificant. Jy is geroep vir die nasies, want hierdie seisoen vra God vir jou om met jou onderwyser te praat. Hy is geroep vir die nasies, maar ewe skielik vra God vir jou om die teller by die Absalom te gaan beraad. Here, maar ek sal dit doen wanneer ek daar is. En God sê, maar gaan jy toets terwyl jy hier is. Hallo.
So God gee toestel wil jy hier soos en meeste van ons verstaan nie, want dit wat God in jou hand gee, is wat God wil hê. En God sê, ek sal net dit gebruik, wat in jou hand is. So dit wat jy het, moenie worry oor dit wat jy môre gaan hê nie, wat het jy vandag? So Here, dis wat ek vanoggend het, Here, en Moses sê, Here, ek het eintlik net 'n stok. Net 'n stok. Niks spesiaal nie. Dis net 'n stok. En God sê, dis wat ek wil gebruik. Want jy sien, 'n klein bietjie kan baie ver gaan in God se hand. Want meeste van ons, nie almal van ons, maar meeste van ons, kwalifiseer onsself met dit wat in ons hand is. So Here, as ek meer het, sal ek meer doen. As jy vir my 'n groter platform gee, sal ek 'n groter impak maak. As ek dit doen, sal ek beter dit doen. Want jy kyk na dit wat in jou hand is en sê, daarom gaan ek myself kwalifiseer vir dit waarna ek op pad is. Maar God sê, ek kyk eers wat jy mee getrou is, sodat jy kan vertrou met meer. So God sê, ek gaan vir jou gee, maar hier is die mooi ding. Waarmee kan jy jou vertrou? Kan jy jou vertrou met die bankteller, voordat jy vertrou met die mense hiervoor? Kan jy jou vertrou by die life groups, voordat jy vertrou met jou eie kerk? Kan jy vertrou met jou finansies, voordat jy vir al die ander mense se finansies gee? Anders, maar nou raak het ongemaak, ek het nie gekom vir hierdie gesprek nie, ek is eerlik. Volgende is die eenvoudige vraag, wat is in jou hand? Wat God kan gebruik? Wat is in jou hand? Ek wil die uiteinde maak nie om jou op 'n guilt trip te sit nie. Jammer vir die Engelse woord. Ek wil eintlik vir jou vra, wat is in jou hand wat God kan gebruik? Wat is dit vir oggend wat God kan gebruik wat jy vir hom kan gee? Anders maar ek het net my hande en God sê ek het al wat ek wil gebruik. Anders maar ek het net dit en die Here sê al wat ek wil hê. Baie van ons moet vanoggend weet, is dit in jou hand is baie keer ons skill, dit wat ons aangeleer het. So, dit voel baie keer vir ons dat ons tools te klein is. Ek wil julle 'n groot storie vertel. Ek kan nou maar rondloop bedien. Net as die kerk begin het, jammer dat ons terug gaan na daai storie toe. Toe ons die kerk begin het, daar's nie baie mense wat nie saam met ons is nie, ek dink ons 2 of 3 mense wat in die eerste jaar saam met ons nog steeds was. En ek sou ook uitgestap het, ek sê eerlik met julle. Maar wat gebeur het is in daai tyd, ek was baie menskie. Ek het nie gepraat nie. Ek weet wat julle dink. Dat het vinnig verander. Maar kom ek vertel julle. In daardie tyd kon ek nie met mense praat nie. Insecurities, al wat gebeur is, ons hand opgesteek en sê, Here, ons sal dit gaan. Ons sal dit doen. Voor die diens, sê die waarheid. Voor die diens, dan gesit ek in 'n kantoortjie daar agter. Dan wag ek tot die worship klaar is, as my vrou die musiek reg kan hanteer. Dan kom ek uit. Dan preek ek vinnig, praat ek met niemand nie. As almal uit die kerk het is, dan kom ek uit my kantoortjie uit. Tot op 'n dag toe die Here vra, waarmee is jy besig? En as jy geestelik kan sê, Here, ek is besig om te bid. Tog, dis die antwoord wat die Here soek. Dit is op 'n dag waar die Here sê, wat het jy wat ek kan gebruik? Sê, Here, ek het net my stem. Ek sien baie goed my hande nie. Ek kan ook jag, maar ek dink die Here wil dit altyd gebruik nie. Here, ek het my stem. En die Here sê vir my daai oggend, as jy dit vir my gee, sal ek nasies impakteer. Maar kos jy iets. Here, maar dis insignificant. Vra my vir die sille agter, dis of jy sê. Want dit wat ons baie keer dink, kon nooit gepraat het voor skool nie. Nooit nie. En die Here vra vir my, wat het jy? Ek het net 'n stok, Here. En die Here sê, ek kan met dit werk. En verval ons moet volgende hoor,
Wat is in jou hand? Wat is dit wat God kan gebruik? Wat is jou skill? Ons is amper klaar. Ek wil hier met vinnig neerskryf. Gewone situasies. Dis gehoorsame aksies. Lei tot buitengewone seisoene. En ek wil vanoggend weer sê, die eerste dag toe ek nie in daai kantoortjie was nie. Toe kom doen die Here amazing ding in die kerk. Want weet jy, ek wil vanoggend weer sê, 'n gewone situasie, vir ander mense is dit insignificant. Dit maak nie eens eintlik saak nie. Maar vanoggend wil ek vir julle sê, gehoorsame aksie saam met dit dra by of lei tot buitengewone seisoene. Ek wil vinnig deur alles gaan, want ek dink dit is redelik belangrik vir waar ons is. Terwyl die staf op die grond lê, en God sê vir Moses, gryp hom aan die stert. Nou, ek het nou baie gedoen, en ek weet, dis mense wat baie beter reptielkenners is as ek. Maar ek weet, een van die dinge wat jy nie moet doen, jy gryp nooit 'n slang aan sy stert nie. Jy trap hom op die kop, as jy geestelik is en jy ken jy by, dan weet jy. Er sit selfs liedjies wat daar gaan, slaan die duiwel op die kop. Dis een van die dinge, een van die dinge is wat my regtig buitengewoon was, is dat die Here sê vir Moses, stel hom op die stert op. Want in meeste gevalle is die stert kleiner as die kop. En is amper, is 'n prentjie wat die Here vir my skets, en hy sê vir my die volgende, hy sê, Andries, as jy verstaan waar dit gaan, is dat ek vra vir Moses om die klein gedeelte te gee, of te vat, en ek sal die groter gedeelte vir my sorteer. Jy sien, dit was die gevaarlike deel, was nie die stert, die gevaarlike deel was die kop. Maar God sê vir Moses, vat jy die stert, die kleiner gedeelte, en ek sorteer volgens vir jou die groter gedeelte uit. Ek wil die volgende ding sê, is in die snaaks, die oomblik toe hy die stert vat, toe vertroue daar is, want dan het Moses het weggehardloop van die slang af. Hy het weggehardloop van die slang wat net getransformeer is, eie staf. En die oomblik toe hom gryp, toe is daar vertroue. Want jy kan sien, transformasie gebeur die oomblik wanneer daar vertroue kom. In jou eie lewe wil ek vandag vir sê, jou transformasie kom die oomblik wanneer jy God kan begin vertrou vir groter dinge. As jy God kan vertrou met die een stapie, want jy sien geloof en transformasie en gebeur eintlik met een stap. Meeste van ons wil groot stappe vat vir God, maar transformasie gebeur die oomblik wanneer jy een stap vat. Jy sien, dit was die stert gewees, die klein gedeelte gewees, wat die hele storie verander het vir Moses. Jy sien, transformasie gebeur nie wanneer die groot dinge gebeur, die transformasie gebeur wat ek sê, Here, ek kan nie vertrou met die klein dingetjies, daarom kan ek nie vertrou met die groot dinge. Baie van ons wil nie God vertrou met die klein dingetjies, want ons dink is insignificant. Maar wil jy sê, jou vertroue by jou vrou begin die oomblik jy sê, ek sal nooit weer gaan nie. Maar hier is die ander ding, want ek wil vandag weer sê, want vertroue gebeur die oomblik wanneer, of transformasie gebeur die oomblik wanneer, net jy die ring aangesit het. Het iemand al ooit gedink, hoe lyk 'n troue? As jy buite kan staan, en jy ken nie 'n troue nie. As twee mense wat vir mekaar sing, en praat, en goedjies dinge doen, en volgende ons die twee ringe aan die vinger, en ewe skielik is alles happy. Niks insignificant nie. Maar dit was die eerste stap om te sê, jy het my hart. Hallo. Niks spesiaal van die stok wat in 'n slang van die oomblik toe omvat, sê Moses, Here, ek het nou u hart. Want jy sien, is eintlik die hart waarvan God uitpraat. Dit is eintlik die hart, en God sê, as jy my kan vertrou met die klein, gelyk jy vertrou met die groter ook. Okay, so, is belangrik vir die storie waar ons op pad is. God gee jou gereedskap om te beweeg. Ek wil sê, die gereedskap wat God jou gee, is die ambag waarin jy beweeg. Ek wil sê, in Engels sê, die skill waarin jy is. Die skill, so as jy onderwyser is, wil God jou gebruik in onderwys. Daar, as jy miskien 'n motorwerktuigkundige is, dan wil God jou daar gebruik. Want niemand praat mechanics soos jy en God nie. Hallo.
Vir van ons is dit vreemde taal as iemand begin praat van 'n piston en van 'n sprocket en van 'n, ek weet nie of ek ooit die regte woorde sê, die mense dink, vanaf sê vir van ons is dit vreemde tale. Maar vervolgens weer sê God praat in die taal wat jy verstaan. Wat jy sien vir Moses was die stok alles gewees. Dit was sy elke liewe dag se gebruik gewees. Vir Moses was dit nie 'n nuwe ding nie. Vir Moses was dit my elke liewe dag se ding. Jy sien vir Moses was dit die gereedskap waarin God gepraat en sê Moses, ek gaan vandag dit vir jou so duidelik maak dat jy vandag weet dat daar waar ek jou gesit het nog jou hele tyd gaan ek jou gebruik nog die hele tyd. Want jy gaan nie verstaan van God en Moses. Amazing. Die stok, die staf was heel eerste daar vir stabiliteit. Heel eerste vir stabiliteit. Dit het jou gehelp om deur die bos te stap. Vir stabiliteit. So die heel eerste plek waar God wil, hy bring stabiliteit. So dan wonder jy nie, ek wonder of ek dit nie, God sê ek bring vir jou stabiliteit in die plek waar jy is. Okay, belangrik. Die volgende is, dis 'n wapen. Dis om skape se koppe te slaan. Slange dood te maak. Maak jy, staan nie reg die skaap se kop nie, dis ding. Dis 'n wapen. En vir die gaan van die storie waar ons op pad is amper klaar. Vir die gaan van die storie. Want jy vandag verstaan, God gee vir Moses ook 'n wapen. In sy staf. Die volgende is om 'n weg te maak. Om mense te lei. Skape te lei presies waarheen hy wil. Skape, jy is op pad om die verkeerde rigting te gaan. Van julle life group players lag lekker nou. Slaat nie regtig mense nie. Dit is vir dissipline. Om leiding te gee. Dis ook 'n plek waar jy rigting gee vir mense om in die regte plek te gaan. Okay. Selfs in Moses se tyd waarin hy op pad was na Farao toe. Alles het gebeur, het die brandende bos gesien, alles was amazing geweest. Maar selfs in die tyd wat hy voor Farao gestaan was, Moses altyd bang om die staf te laat gaan. Hy staan voor Farao en hy bring sy broer Aaron saam en sê Aaron asseblief, as hulle my vra, vat jy die stok, is gooi jy hom voor hulle neer. Is dit nie snaaks so, dit wat God net vir hom kon wys het, nog steeds die ding, dit wat hy so mee bekend was, is hy nog steeds so onseker oor nie. So hy vra vir Aaron om te stuur. Daar was 10 plaae gewees. 10 keer sê God vir Moses, gebruik dit as 'n wapen. Vir 10 keer sê God vir Moses, en dit was 'n stuk gewees, okay, hierso. So, nou staan Aaron, Moses, kan ek 'n Aaron kry? Kan jy saam met my staan nie? Jy lyk nou goeie Aaron. So Moses en Aaron staan voor Farao. So Moses sê, Aaron, sorry broer, ek is nou 'n bietjie bang, wil jy nie die stok voor gooi nie, asseblief. Gooi jy hom voor Farao. Dis baie harde werk nie ons. In daai oomblik verander die stok in 'n slang. Farao sê, dis niks nie. Bring al my ouens wat kantoor, bring hulle almal saam. Bring hulle. En hy bring hulle. En die volgende ook, hulle stokke verander ook in slange. Kan dit 'n storie? Baie amazing storie. Terwyl almal se slange daar binnekant was om te ek weet nie wat doen slange, lê daar rond, styl daar rond, ek weet nie wat doen hulle almal nie, maar die volgende begin Moses se stok al die ander slange op te eet. En dit was in daardie moment waar Moses sê, hey, maar wag so 'n bietjie. Hierdie stok is kragtig. Hier is nie net enige stok nie, hier is die stok van alle stokke. Hier is die staf van alle staffe. Stawe. Hier is die stok om te hê. Maar jy sien, dit was reeds in daai oomblik wat God homself bewys het, in die middel van sy storie, bewys God homself, en dit was in daai oomblik waar Moses besef het dat God met hom is. Nou sê hy vir God en Moses, ek wil jy met dieselfde stok vat, die staf vat, en ek wil jy gebruik as 'n wapen. Ek wil dieselfde stok hê, wat jy nou het, wil ek jy met mense lei. Moses sê, is reg, 10 keer sê hy, dankie Farao, Aaron, sorry. 10 keer kom Moses en sê, okay, ons gaan dit doen.
Die laaste plaag, en ek net vir almal wat teologies vanoggend hier sit, wat baie die Bybel baie goed ken, elke een van dit wat God kon verwoes het, daai oggend die 10 plaag was eintlik 'n verwysing na elke ding wat hulle aanbid het ook. Dit was hulle God gewees en wat hulle gebid het. So hulle was 10 gode gewees en God sê, in my teenwoordigheid gaan julle nie staan nie. In my teenwoordigheid gaan ek nie laat my volk 'n afgod word of ander afgode aanbid nie. En vanoggend wil ek vir jou sê, miskien sê God vanoggend vir jou, ek gaan nie toelaat dat jy jou hele lewe lank onder verslawing sit, onder depressie sit, onder siektetoestande sit nie. Miskien sê God vanoggend vir jou, ek wil nie hê jy moet altyd 'n slaaf wees van 'n ander slawedrywer nie. Hallo, ek het jou geroep nie as 'n slawedrywer of 'n slaaf nie, maar ek het jou geroep as 'n seun en 'n dogter van God. Hallo, so. Volgende, kom staan aan. Fase 1 van God se storie is, Moses, ek wil hê jy moet hierdie staf gebruik. Fase 2 is die volgende, Moses, kom agter, dat dit wat ek wil hê jy moet met die staf doen, was ek eintlik konstant besig om jou eie lewe te doen. Ek was konstant besig om vir jou beskerming te bring. Ek was konstant besig om vir jou wapen te wees. Moses, ek was konstant besig om jy te lei op die pad waar jy nou is. Is dit nie snaaks? Dieselfde verwagting wat God vir Moses gegee het. Moses, dis wat ek wil hê, wat jy met die volk doen. Is eintlik dieselfde ding wat God konstant besig was om met Moses te doen. En te doen en laat elke dag nie. So vanoggend, kom ons gaan vinnig verder. So, nou is Moses is op pad uit. Dankie aan Aaron, maar Aaron het die slang gegooi, hy het hom opgetel, Moses opgetel, daar is 'n klomp storie wat saam met gaan. Die laaste plaag wat hulle doodmaak is Farao se seuns, al die eersgebore kinders word doodgemaak, want hulle ook geglo die eersgebore van Farao is ook 'n god, so hulle almal gaan dood en Farao sê asseblief, ek kan dit nie meer vat nie, almal gaan. Almal moet uitgaan. Elke liewe Israelietjie uit. Ons sê julle meer saam met ons nie. Goeie plek, dit is God se plan. Ek wil hê jy moet vry wees. Ek wil jy moet los wees. Ek wil hê jy moet nie meer onder 'n slawedrywer wees nie. Ek wil nie meer jy moet identiteit vasmaak in dit wat jy doen nie. Hallo, want dis wat 'n slawedrywer is. 'n Slawedrywer is die volgende, iemand wat jou identiteit vasmaak in dit wat jy doen. En God sê jy is nie meer 'n slaaf nie, maar jy is nou 'n kind van God. Romeine 8:15 sê die volgende, sê, jy het nie nou 'n gees van slawerny ontvang nie, maar 'n gees wat uitroep, Abba Vader. So dit beteken jou identiteit word nie meer gekoppel aan dit wat jy doen nie, maar aan dit wat jy is in my. So jy word vir die eerste oomblik word jy nie meer gesien as die ou wat, is dit nie Karel die mechanic nie? Is dit nie Karel daai ou wat steel nie? Is dit nie Karel daai ou wat nie kan reg? Is dit nie Karel wat so die vrouens, is dit nie Karel daar aan die ander kant en God sê in hierdie moment moet jy weet jou identiteit is nie meer vasgemaak in dit wat jy doen nie, maar dit wat ek vir jou sê jy is. So in hierdie oomblik sê God vir die volgende Moses, en dis wat so mooi is vir Moses se storie, is dat God is nog steeds besig tot vandag toe om mense daar uit te kry, uit hulle slawerny uit hulle plek uit. Maar God sê een ding en voor jy sê yes, vergeet jy so. Daar's 'n catch altyd. So nou kom God. Farao is uit. Volk is uit. Groot oomblikke. Al 3 miljoen ouens is besig om te perde voete. Ek weet nie wat doen ander ouens nie, maar hulle is besig om uit te gaan, te waar uit te gaan. En die volk is groot en die volk is sterk. Maar Farao sê daar's geen manier dat ek hierdie volkie uitvat nie. Ek soek iemand vir wie ek kan sê, hey, koffie. Ek soek iemand wat my kan koud waai. Ek soek iemand wat kan bakstene bou en ek kan rondslaan so wat ek wil. Ek soek iemand waar ek die baas kan wees. Ek soek iemand wat ek vir hom kan sê wie hy is. En tot vandag toe is die vyand nog steeds besig presies dit te doen. Vir van ons, kom so sê. Hulle kom by die Rooi See. Groot oomblikke, ons is uit, ons voel vry. Here, dankie tog, Moses het 'n stok gevat, ons is uit. Ons plaag gekom, ons het die mure gesien, ons het die muggies gesien, nie mure nie, die muggies, ons het die vlee, ons het sprinkane, ons het die water en bloed, ons het alles gesien, Here. Ons het selfs die geruik van dooie kinders. En ek weet, ek is vry.
En die volgende oomblik bevind hulle self voor 'n groot klomp water. 'n Massa water en terwyl daar so staan, gaan ek aangaan, Eksodus 14 vers 16, en jy, so nou staan almal voor die see. Moses, ek kan sien hulle is besig, en hulle lyk kwaadder as net nou. Ek is eerlik met jou Moses, ons moet vinnig maak, want Farao, hy is op pad, en Farao is, hy lyk kwaad. Hy lyk asof ons net sy seun doodgemaak het. Ek wil vir jou sê, maak vinnig Moses, doen net ietsie. Moses sê, okay, ek het 'n plan. En jy hef jou, en hy gaan na die Here, en die Here sê vir die volgende, hy sê, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit deur die see en kloof dit, so die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan loop. So hy sê vir Moses, Moses, steek jou stok uit, hef jou staf op, steek jou hand uit. Laat die see oopgaan. En hoe moet Moses dit doen? See gaan oop. Alles, Moses het nie een keer getwyfel, nee, moenie worry nie. Ek het geweet, jy gaan deurkom. Here, ek weet dat jy altyd getrou is, Here, ek weet. Want meeste van ons celebrate die oomblik, maar die oomblik wanneer geloof nodig is, hardloop meeste van ons weg, is dit nie? En baie van ons kyk na die probleem wat agter ons is, en sê, dit lyk groot as dit wat ons op pad is na. So volgende week sê, God sê, dit wat in jou pad is, beter waar jy vandaan kom. So, God wil eintlik vir die Israeliete sê, ouens, moenie worry nie. Ek het uitgesorteer. Van ons se lewens verander met hierdie volgende ding, dat God sê, jou toekoms is beter as jou verlede. Van ons vanoggend het jy in 'n deur ingestap, en ek sê, dis maar net nog 'n dag, maar ek wil vanoggend vir jou sê, is dat jou lewe verander, in die oomblik as jy dit vasmaak in jou hart, dat jou verlede is niks in vergelyking met dit wat in jou pad is nie. Dat jou verlede het niks in jou toekoms nie. En God sê, ek het gekom om jou feit te kom, want almal het jou geken as daai persoon. O, dis mos daai, is dit nie ou wat altyd so dronk was nie? Is dit nie daai vrou wat altyd so rondslaap nie? Is dit nie daai persoon wat altyd dit doen nie? Is dit daai vrou wat nie so goed kan dit doen nie? En God sê, ek weet wat hulle sê, maar ek het jou kom vrymaak van elke liewe slawe drywer in jou lewe. En hy sê, ek gaan dit toemaak, en die mooi gemooi, die oomblik toe die Israeliete deurgaan. Dit wat gebeur? God maak die Rooi See toe. Soos in die doopwater, jy gaan in die water en kom uit, en die oomblik toe die Rooi See toemaak, en sê die Here, jou verlede is agter. En volgende wil ek jy sê, jou verlede is agter. Nie meer jou toekoms nie. Van ons het nodig vanoggend die ding wat jy die hele tyd saam met jou dra, te kom afgooi. Ok, vir tyd moet ons vinnig maak. God gebruik die staf om die see oop te maak en Moses te vorm in die proses. Ek wil ongeveer sê, van ons het nodig om te hoor, dat die staf, die skiel, dit wat die Here vir jou het, is baie keer daar so vir jou om jou te laat, om jou te strek, om te sê, maar jy sê in die oomblik toe hy het uitstrek, die stok uitstrek, die staf uitstrek, sy skiel, dit wat die Here hom voorgeroep, dit wat die Here vir hom gee. Die gift, miskien is jy the most gifted ou in hierdie vertrek. En God sê daai gift is altyd daar om gestrek te word, om ander te dien. Jy sien, die oomblik toe Moses voor die Rooi See staan, toe sê die Here, strek uit die gift wat ek vir jou gegee het, die gawe, die gift. Maar daai gift moet gestrek word, sodat al die mense om jou kan dien. En meeste van ons vat die gift, en ons hou vir onsself, is myne, my precious, is net myne. Is net myne. Van ons het die gawe ontvang van Christus wat in jou kom woon, en al wat jy doen is jy veg om vir jouself. Ek wil nooit vir iemand vertel nie, want ek is bang het gaan beter met hulle as met my. Maar jy sien, die gawe wat God jou gee, is om gestrek te word. Van ons wil nie gestrek word nie, dis ons probleem. Ons wil nie gestrek, maar die gift word altyd gestrek. So 'n konstante geveg tussen dit wat jy is en dit wat jy kan word. Die gawe wat jy het, daar's 'n geveg. Die strek, is dit al die potensiaal wat jy kan wees, en God sê, ek wil alles uit jou uithaal hier op aarde. Alles wat jy kan wees, om ander te dien. Sien vir die prentjie. Daar was 'n man, 2000 jaar terug. Hy strek homself uit, om ander te dien. The gift, die gawe, is daar om gestrek te word, om ander te dien. Sê vir jouself nie. God sê, Moses, hierdie staf is nie vir jou nie. Dit is vir al die mense om jou. Van ons moet volgende hoor. Want jy het verlang gesit en sê, ek wonder of ek moet. Ek wonder of ek gaan.
Ek wonder of hulle dit regtig te dink. Ek wonder of hulle weet, en ek wil sê, hou op wonder, God sê, my seun, my dogter, ek wil jou gebruik in hierdie tyd. Ek wil jou gebruik kragtiger as wat jy ooit gedink het. Anders, maar ek het net dit, en die Here sê, ek wil net dit hê. Okay, van nou, ons gaan nou. So die heel eerste ding, God, roep jy tot aksie. Die heel eerste ding met die staf doen, roep jy tot aksie. Strek jou as. Ek kan weet, God strek die gawe. So die stok was nie daar nie, die geloof is nie daar vir aksie. Ek het al baie keer gesien, dit vat een stap om God in aksie te sit. Dis nie 5, 6, 7, 8, dis partykeer een stap. Here, ek stap een stap in die regte rigting, en die oomblik toe ek die stap gee. Ek het gesê op 'n stadium, môre, op 'n stadium, het dit so sleg met ons finansies gaan, selfs die motte het doodgegaan in ons kas. Ek sê eerlik met julle, daar was niks nie. Die motte het doodgegaan van honger te. Daar was niks, daar was eers houtlijm om te eet op die kas nie. Ek sê eerlik, daar was niks nie. Die motte het doodgegaan, die mure het doodgegaan, die vliee het doodgegaan, almal is dood, en was een bose sirkel van dood gewees al binne in ons kaste. Maar vervolgens weer sê, die oomblik toe God sê, maar my seun, ek wil jy moet gee nie. Die oomblik wanneer jy daar sit en sê, Here, maar dis al wat ek het, en die Here sê, dis al wat ek wil hê in hierdie oomblik, want jy sien iets kleins. Jy sê, Here, dit gaan nie verskil maak, my sien, dis wanneer jy die klein kan gee, wat 'n verskil maak in jou hart en God se hart. Jy sien, wanneer ek kan gee, in die middel van my storie, in die middel van my droogte. Jy sien, van ons hou so vas aan water, want ons wil nie vir ander mense gee nie. Die Here sê, wat het jy om te, ek moet nie weer daai gesprek, want ons moet aangaan. Jy word gestrek in hierdie tyd. Okay, sorry. Ons moet oorgee, die laaste stap is oorgee. Ons is so te sê klaar. Die oomblik wanneer ons oorgee, bring dit ons in lyn met God se roep. Die oomblik wanneer ek die gift kan oorgee, okay. Wie moet neerskryf? Van ons is vasgevang. Jy sien, Israel word vasgevang. 40 jaar. 40 jaar word hulle vasgevang in die gedagtepatroon van ons is niks werd nie. In die gedagtepatroon van slawe. Hulle word vasgevang om te sê, ek kan nie vorentoe gaan nie. Want ek het een ding agterkom, die wildernis, en ek weet dis reg gespel. Die wildernis herinner jou of lei tot moegheid. As jy lank genoeg in die woestyn is, dan word jy moeg. As niks wat jy meer vinniger vasvang as 'n ritme van kla nie. As niks wat jy vinniger vasvang as wat jy in ritme kom en, Here, hoekom ek, Here, hoekom alweer ek, Here, hoekom 'n ritme van kla, die hele tyd, Here, ek kan nie meer nie, Here, ek is nie meer nie, Here, ek wil nie meer nie. Dit vang jou vas. Dit vang jou vas in daai plek. Okay. So die moegheid, die wildernis lei tot moegheid en jy moegheid tot vergeetachtigheid. Ek vergeet wanneer ek moeg is, vergeet ek waar God my vandaan gekry het. In my moegheid vergeet ek wat God kan doen. In my moegheid vergeet ek wat God eintlik kan doen in hierdie seisoen. In my moegheid vergeet ek wat God eintlik kan doen. Onthou het op 'n stadium het hy Farao kon doodmaak vir my oë. Om in my moegheid het God voorsien as manne. In my moegheid het God voorsien uit water uit 'n rots uit. In my moegheid het God kom doen. Maar as gevolg van my moegheid kan ek nie meer sien, ek onthou nie meer nie. Vanoggend wil ek jou aanmoedig sê, in jou middel van jou moegheid, miskien is jy geestelik moeg. Miskien is jy fisies moeg, sê ander is 'n korte breek, na COVID, ek korte breek. Ek wil vir onweer sê, pas op, om nie in jou moegheid vergeetachtig te word nie. Hou vas dat God nog steeds beweeg, bo jou moegheid. Onthou waar God jou vandaan gekry het. En die laaste een is, jou vergeetachtigheid lei tot frustrasie. Here, hoekom ek? Hoekom moet dit met my gebeur? Met dit gaan ons afsluit. En die Here het met Moses gespreek en sê, neem die staf en daar die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron en spreek. Sien, mense is vasgevang in 'n plek van kla.
Hulle kan nie ophou kla nie. Meeste van ons is presies daar. Ons lyk soos die voorblad van klaagliedere. Ons weet nie meer wat dit is om te smaak. Ons weet nie meer wie om die lewe. Ons weet nie meer wie is wat die skrif beteken. The joy of the Lord will be my strength nie. Want ons weet nie meer wat dit is nie. Want ons het so by 'n plek gekom wat ons voel, anders ek weet nie hoe lyk môre meer nie, want die wêreldsomstandighede het gemaak wie jy vandag is. En God sê, hou goeie moed. En Moses en die mense beleef hulle self op dieselfde plek en hy sê, en die Here het met Moses gepreek en sê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor julle oë, dan sal hy sy water gee. So God sê, spreek Moses, spreek. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en vergadering en hulle veel laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron die vergadering voor hulle rots laat byeenkom en hy het vir hulle gesê, hoor jy tog, julle wederstrewig is, julle klaarkouse. Moet ons vir julle water uit hierdie klip, uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op en slaan die rots 2 maal met 'n staf. Kom by die rots. Sê, ouens, julle is besig om ons moeg te maak. Ons weet nie meer waar om te vat en waar om te los nie. Wil julle regtig wel water uit hierdie klip uit hê? En Moses gaan saam met Aaron, hy slaat 2 keer. En die tweede keer wat die staf op die rots slaan, toe vloei daar water uit. Soveel water, dat het vir al die vee en al die mense kos gegee, ja, water gegee het. En almal het genoeg gedrink. Die probleem met die storie is die volgende. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my oë nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan julle sal gee nie. Anders is gevolg van 2 hou op 'n rots. Verloor hulle alles. En laat my dink, regtig vir 2 houe. Jy sien, maar God het vir Moses die volgende gesê, Moses, strek jou uit en beveel die rots. Ek weet jy kan hom terugtrek, net vir almal wat teologies volgend is. Ek weet ons kan hom terugtrek en sê, maar Jesus is die rots. En Jesus is geslaan. Maar hy gaan nie 2 keer slaan nie. Miskien is dit 'n verwysing na Jesus wat sou kom. Maar vanoggend ons storie is dit die volgende. Omdat Moses die staf begin sien het, as die hand van God. Omdat hy sy gift gesien het, as die hand van God, begin hy sy afhanklikheid van God te mis. Omdat hy gesien het, hierdie is waarvoor die mense wag. Hierdie is dit. En hy slaat. Hy slaat nog 'n keer. In die middel van sy ongehoorsaamheid, laat God nog steeds water vloei, want ons altyd genade. Maar wat vanoggend vir jou sê, van ons sien nog steeds die voorsiening. Wil jy met my mooi hoor volgend? Van ons sien nog steeds die voorsiening. Vir 'n kort termyn. Maar die belofte vir die lang termyn word nooit gesien nie. Van ons het ons afhanklikheid van God verloor. En nou maak ek soos ek wil. Want ek glo. Kan ek musiek in die agtergrond kry asseblief? Kan ek vir Aaron weer kry asseblief?
Ek gaan hom een taak gee. Hy weet nie wat hy moet doen nie, so gee hom 'n kans. Maar wil jy met daai staf vir ons versier daarso? Ons het nie lint in dit nie, ons het dis wat ons het. Maak hom vir ons mooi. Laat hom blink soos 'n Indiërse kar. Sy wieldoppe. Maak hom vir ons mooi. Dis een van die redes terwyl hy besig om te versier en vir ons mooi te maak. Een van die redes kom God vir Moses sê, praat met die staf. Praat met hom. Mooi maak ons dit. As ons God gesien het, is besig om afhanklik te word van die stok. As ons sien dat dit wat hy daai tyd beleef het. Jy sien die oomblik wanneer ek in routine val, haal dit verhouding uit. Jy sien ek dink dis hoe God altyd beweeg, daarom kan God nie na anders te beweeg nie. Van ons wat volgend hoor gaan. Van ons wat volgend hoor dat jy gedink het God gaan altyd sleg gaan, dit gaan altyd sleg gaan met jou. Daarom kan jy nie die goed sien nie. Jy het gedink dis hoe jy huwelik altyd moet lyk. En jy nooit God 'n kans gegee om 'n nuwe ding in jou huwelik te kom doen nie. Jy het in dieselfde lokval geval. Jy het gedink dis hoe dit altyd gaan wees. Nooit vir God 'n kans gegee nie. Want jy het afhanklik geword van sê, maar dis maar hoe dit is. En God sê vanoggend vir jou, my seun, my dogter, moenie te afhanklik word, want op die stadium gaan jy die belofte verloor van dit wat ek vir jou het. Anders, maar dis 'n harde woord. Die belofte is die volgende, dat jy nie hoef nie. Die belofte is die volgende, dat jy 'n goeie huwelik vir jou het. En die belofte is dat jy 'n goeie lewe vir jou het. Die belofte is die volgende, dat jy 'n goeie en 'n gesonde lewe vir jou het. En die goeie nuus is dat jy hoef nie die geveg alleen te veg nie. Die goeie nuus is dat ek jou vergewe het, sê God. Die goeie nuus is dat jy hoef nie met die skuldgevoel saam met jou te dra nie. Maar van ons sit nog steeds vasgevang. En ons slaan die rots oorgehou. Ons slaan die rots nog steeds elke liewe dag. Elke liewe dag slaat ons en ons slaat. As jy nie snaaks so God sê, daarin wat so heilig lyk, is onheilig voor my. Daarin wat so kragtig lyk, ek sal hom wys, ek kan nie vergewe nie wat hulle is. Slaat nog. Alhoewel daar voorsiening is, die belofte is nie saam met dit nie. Is jy in Witbank gebore nie? Is jy? Ek kan dit sien. Ek jou, love Witbank. Kom ek sê vir jou so, van ons is ons afhanklikheid, is van ons verlede, die gift, ons seer, ons pyn, ons afhanklikheid. As ek dit nie meer het nie, dan is ek niks nie. Ons hou vas. My laaste bietjie wat ek vashou, ek hou net daai laaste bietjie vas. Die laaste gedeelte is wat God sê, Moses,
Laat die stok gaan. Vir van ons het ons lewens so versier. Dit lyk mooi vir alles en almal. Ek gaan vra vir almal op te staan vir 'n oomblik. So baie maklik om na ons gawes te kyk, dit mooi te maak, dat almal verlief kan raak op ons nie. Die manier hoe ek dinge doen, ons gesin staan vir dit. Is nie snaaks soos ons gawes en dit wat die Here ons mee geseën het en kan versier en mooi maak, om mense verlief te maak op ons nie. Ek versier hom. Andries, ek bid meer as julle almal in tale, prys die Here. Ek gaan meer kerk toe as almal van julle. Ek gee meer as julle almal. Versier hom. Blommetjie vir blommetjie. Lint vir lint. Ek wil vanoggend weer sê, ek kan nie ding versier wat ek wil. Dit bly nog steeds uit 'n stok. En hierdie stok, Moses kan daai stok gemaak het soos wat hy wil. Die laaste skrif daarso was, God was kwaad geweest vir Moses, omdat sy vertroue in die staf gesit het. Maar nie net dit nie, omdat die fokus van God afgehaal het vir die volk en het op die stok gesit het. En hy sê vir Moses die volgende, hy sê Moses, jy sal die water beleef nou, maar nooit die belofte nie. Andries, waar is jou pad? Ek wil vanoggend vir jou sê, van ons hardloop weg vir hierdie oomblik af. Al ons hele lewe. Jy versier jou lewe soos 'n mooi stok. Jy versier jou lewe sodat almal kan sien jy's okay. Jy plak daar 'n blommetjie op, jy sit daar 'n duimspykertjie en sit daar 'n lintjie in. Maar jy kom agter dat dit nog steeds net 'n stok. Jy kom agter is eintlik nog steeds net so leeg, so sonder al daai ander goedjies. Want dis nie die gawe is nie daar om my verlief te maak op Jesus nie. Die kerk het een doel, is om mense verlief te maak op Jesus. Nie 'n show te gooi oor die gift nie. Anders, maar ons doen nie dit nie. Van ons stap in jou kantoorkamer in, jou kantoor in. Jy sit 'n show op vir almal. Plak daar 'n pleistertjie op, plak daar 'n dingetjie op en alles lyk mooi. Maar jou lewe lyk leeg. Jou lewe is leeg. So vanoggend gaan ek die vraag twee kante toe gooi. Sorry. Ek gaan vra vir elke liewe oog toe vanoggend. En ek wil jy met volgend sensitief wees vir wat die Here wil kom doen. Ek kan net ook sê, hierdie staf lei jou. Hierdie gawe, hierdie gift, hierdie ding wat binnekant jou is, dit lei jou.
En God het jou gelei tot waar jy vanoggend sit. En vanoggend staan. Maar vanoggend wil jy jou strek. So vanoggend gaan ek jou een vraag vra. Wat twee kante toe gaan. Ek gaan jou vanoggend vra. As jy vandag hier so staan en sê, Andries, ek het nog nooit ooit Christus aangeneem nie. Ek het nog nooit ooit 'n verhouding reggemaak met Christus nie. Ek gaan kerk toe. Ek het agterkom dis nie waar dit gaan nie. Ek gaan Bybelstudie toe. Ek het agterkom dis nie waar dit gaan nie. Ek lees my Bybel, bid elke dag, maar nog steeds voel ek leeg. Want daar was nog nooit 'n oomblik gewees wat ek my lewe kom neerlê het en ek sê, Here, kom vat dit nie. My gifts, my lewe, my alles wil ek vas, Here, kom gee vanoggend oor vir U. Gaan ek vanoggend vra, as jy iemand vanoggend wat hier staan sê, Andries, ek voel ek is daai persoon. Ek wil vanoggend regmaak met Christus. Wil ek jy met jou hand in lug opsteek? Ek wil jy met jou hand op die lug opsteek. Dis 'n groot oomblik. Amen. Daar's nog hande wat opgaan. Kom sien nog 'n oomblik. Jy deursoek jou eie hart. Dis groot oomblikke. Ek maak dit 'n groot ding, want dit is die grootste ding wat in hierdie diens kan gebeur. Kyk hoe gaan die hande op. Ek gaan vra vir die kerk om saam met my te bid. Ons gaan tel tot by 3. Ek weet jou hand is vanoggend op en ek weet ek gaan iets van jou vra wat jy so gaan strek, soos nog nooit tevore. Inteendeel, alles wat ek nou hierna gaan sê, jy bid dat ek dit nie gaan sê nie. Ek gaan jou vra om vir die eerste keer gestrek te voel. Om te sê, Andries, ek gaan vorentoe gaan. Ons gaan tel tot by 3. Ons gaan saam met jou sê, ek van jou mooi vra in die diepte van my hart, het ek gesê, geloof begin by 1 stap. 1 stap. So vanoggend word jy gestrek op soveel maniere. Maar kan jy waarop vandag elke liewe stap gaan die moeite werd wees. Ek gaan tel tot by 3. Ons kerk gaan tel tot by 3. En dan gaan ons celebrate vir julle om vorentoe te kom. Is dit reg? Kerk, is ons reg? Ek gaan tel tot by 3. Ons gaan tel tot by 3. En dan gaan ons celebrate saam die hemele. Want die woord sê, die hemel juig vir een ou wat terugkeer na Christus toe. Amen. En vandag het ek gesien, hier is soveel mense. Kom ons tel. 1, 2, 3. Kom ons celebrate. Kom vorentoe. Ek gaan jou aanmoedig, kom vorentoe. Kom. Come on. Come on. Come on. Come on. I just want to be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I want to be the one you're guiding. 'Cause I believe that you can lead the way. Aan die oomblik, as jy vandag sê, God kom in hierdie oomblik in verhoudings in. Dan gaan jy sê, jou lewe is nooit weer dieselfde wees nie. Nooit ooit nie. Kijk, ons het gesê, dit is tweevoudig. Dan gaan ek die volgende sê. Jy sit dalk in die kerk en sê, Andries, ek het hierdie staf opgemaak. Ek is gered. Ek is lank al gered. Voel of ek al lank al die Here dien. Maar wat ek gedoen het, is ek het my staf net. Ek het net ingekleer. Mooi sirkusklere ingekleer. Maar ek het nodig om volgende reg te maak met die Here.
Ek het nodig om 'n recommitment te maak. Dan gaan ek jou vra om jou hand in die lug op te steek. As jy volgende kom en sê, Andries, ek wil 'n recommitment maak. Ek wil nie dat die oomblik verby my gaan nie. En ek weet wat jy dink, nou dink jy, Andries, maar nou moet ek ook vorentoe kom. Weet jy, kom ons vorentoe, want dit is 'n stap. Dit vat iets van jou. Dit vat 'n stap. Jy sien in daai stap, elke liewe stap, is dit 'n huwelik wat regkom. Is dit kinders wat Jesus ontmoet. Is dit mense se lewens wat verander. Elke liewe stap, God sê God, ek ontmoet jou. Dit is 'n klein stappie. Wat die groot stappies moontlik maak vir God. Maar dit is 'n gesindheid van die hart. Elke liewe stap. Amen. Ons gaan nog een keer kyk. As jy wil volgende kom en sê, Andries, ek wil regmaak met die Here, wil ek jy moet jou hand opsteek. En as jy sê, Andries, ek is nou te skaam. Dis okay. Wow. Die woord van die Here is hier. Ek gaan julle laat gaan, maar nie hulle nie. As julle saam met hulle gekom het, gaan ons vra vir so 4 minute om saam met hulle te wees. Dalk 5 minute, en daarna gaan ons hulle release, en hulle kan dan saam met julle terug huis ry, maar ons gaan julle laat gaan. Vader, is ons 'n absolute voorreg, Here, om die teenwoordige te kan wees. Vader, ek kom eer U vandag vir elke iemand vandag 'n commitment gemaak het. Vader, is sulke groot oomblikke, wat die hemel laat jubel, Here, sulke groot oomblikke. Vader, maar ek weet dat U 'n afspraak het met elke een. Ek sien hoe U kom en verhoudings kom herstel. Vader, wil elkeen kom sien wat in die sitplekke sit. Vader, mag ons 'n week hê soos nog nooit tevore nie. Mag ons weet dat daar waar ons in ons werksplek is, dat U vir ons tools gee. En ons is baie keer die tool wat U wil gebruik, Here. Vader, kom eer U in Jesus se naam. Amen, amen. So, ons gaan saam met hierdie mense net so 'n paar minute wees. So, geef ons 'n tydjie, maar julle kan uitgaan, gaan geniet 'n koppie koffie, cappuccino, Americano, alle Italiaanse goeders. Okay. Too hard to keep believing when they pass you by and by. I know your heart being broke again. I know your prayers ain't been answered yet. I know you're feeling like you got nothing left. Well, lift your head. It ain't over yet, ain't over yet. So keep walking, soldier, keep moving on. Keep walking until the morning comes. Keep walking, soldier, keep moving on and lift your head. It ain't over yet, ain't over yet. Echoing inside your head all the words that your sweet mama said. Shoot for the moon, my dear. So you took him out of this atmosphere between your high six and plum face. You're feeling like you can't buy a break. I can hold your hand, but I can turn your eyes to freedom. I know your heart being broke again. I know your prayers ain't been answered yet. I know you're feeling like you got nothing left. Well, lift your head. It ain't over yet, ain't over yet. So keep walking, soldier, keep moving on. Keep walking until the morning comes. Keep walking, soldier, keep moving on and lift your head. It ain't over yet, ain't over yet. Hold on, Lord, He finished yet. Hold on, He'll get you through this. Hold on, these are the promises I never will forget. I never will forget.